lomerige Letty. Opstaan, Letty, het moeder onder van die trap af geroep. Jy sal laat wees vir skool. Letty het net gekreun en met 'n "Ja, mami" omgedraai en weer begin droom van haar poppe en die popspeelbedjie wat papi haar vir Kersfees beloof het. 5 minute later het mami weer geroep, Letty, as jy nie nou opstaan nie, kom haal ek jou daar. Iets in mamma se stem het Letty laat opspring, maar nog was sy so lomerig dat sy laat was vir ontbyt en natuurlik laat vir skool ook. Mamma was hieroor baie ontevrede, want dit was nie die eerste keer nie. Dit was elke dag se storie. Elke oggend was dit 'n gesukkel om Letty uit die vere te kry, om betyds aan die ontbyttafel te gaan sit. Mamma het kop gekrap. Ek moet iets doen, het sy geredeneer, of my dogtertjie gaan lui groot word. Sy het gedink en toe kry sy 'n plan. Die volgende oggend het sy Letty soos gewoonlik geroep, en soos gewoonlik het sy nie opgestaan nie. Toe laat mamma haar maar slaap. Die ander het hulle ontbyt geëet en mamma het voortgegaan met haar werk. Omtrent 10:00 die oggend het 'n stemmetjie van bo uit haar slaapkamer gekom. Mamma, ek is honger. Kan ek nie nou maar ontbyt kry nie? Ontbyt? Het mamma verbaas geroep. Ons het ure gelede al ontbyt gehad. Dis al amper tyd vir middagete. Maar mamma, ek is honger. Letty het begin huil. Maar mamma het voet by stuk gehou, soos moeders behoort te doen. Van vandag af het sy gesê sal daar net een tyd vir ontbyt wees. En dogtertjies wat laat is, sal dan net mooi daarsonder moet klaarkom. Die volgende môre het Letty alweer vergeet en was sy weer haar ontbyt kwyt. Maar sy was die keer daarom amper betyds vir skool. Die volgende oggend was Letty weer laat vir ontbyt. Sy kon haar lesse daarom so gou vergeet. Wat moet ek nou doen? Het mamma gewonder. Toe kry sy 'n splinternuwe plan. Daardie aand sê sy, Letty, jy is altyd soggens moeg as ek jou roep. Ek dink jy moet vroeër gaan slaap. Van nou af gaan jy saam met baba slaap. Letty het ewig geprotesteer. Ek is mos nie 'n baba nie. Nee, was mamma se antwoord. Maar soggens gedraai jy soos een. Om die waarheid te sê, die baba is soggens nie naby so loperig soos jy nie. Daardie aand het Letty om 6:30 saam met die baba gaan slaap. Foei tog, sy het haar aan die slaap gehuil. Maar die volgende oggend was sy betyds wakker en uit die bed, en ewe opgeruimd, het sy aan die ontbyttafel kom sit. Eindelik het mamma die geheim ontdek. Dit was nie dat Letty lui was nie, sy was net doodmoeg. Daarna het Letty elke aand baie vroeër as gewoonlik gaan slaap. En daarna was sy nooit weer laat vir ontbyt of vir skool nie. Die môre stond het goud in die mond. Fluit, fluit, my storie is uit.